Goeiedag geliefdes, het is vir my 'n voorreg om weer saam met julle te gesels en hierdie oordeenkingie met julle te deel. Vanaand se tema is goedhartigheid. As ons 'n bietjie verder wil gaan, kan ons dalk sê, dit gaan goed met die mense wat goedhartig is, of geseënd is die wat goedhartig is. En ons gaan een versie uit Spreuke bietjie na kyk. Maar voordat ons na Spreuke kyk, kom ons so 'n bietjie agtergrond oor die boek Spreuke. Natuurlik kom Spreuke in die Ou Testament voor, net na die boek Psalms en net voor die boek Prediker en Hooglied, en hierdie word dan natuurlik die wysheidsliteratuur genoem, en wysheidsliteratuur doen dan nou presies wat dit sê, dit leer ons bietjie wysheid om in ons daaglikse lewe te kan gebruik. En dan natuurlik, as ons aan wysheid dink, aan wie dink ons? Ons dink aan Salomo. Salomo was mos, sy claim to fame was mos, dat hy baie wysheid van die Here ontvang het, en dit het ook sekerlik daartoe bygedra, dat hy dan een van die rykste mense in die geskiedenis van die Bybel geword het. Hierdie wysheid wat hom gehelp het om dit te word. En so gepraat van die geskiedenis, Salomo was natuurlik so in die omgewing van 965 voor Christus, het hy die koning van Israel geword. En wanneer Salomo die Spreuke skryf, dan skryf hy dit gewoonlik aan jonger mense, hy rig dit aan jonger mense, maar as jy so 'n bietjie deur die boek Spreuke blaai en 'n paar versies lees, dan kom jy agter daardie spreuke vir die jong mense is net so geldig en van toepassing op ouer mense ook. So in jou stilte tyd kan jy dalk so 'n bietjie tyd spandeer, lees hier en daar 'n versie in die boek Spreuke, en dan kom jy agter, dit is eintlik maar vir almal bedoel en vir almal van toepassing. Die teks dan nou vanaand Spreuke 11 vers 25 wat sê, wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. So hier staan dat ons ryk sal word as ons meer vrygewig is, né? Die wêreld sê natuurlik andersom. Die wêreld sê ons moet vashou aan wat ons het, ons moet meer kry, ons moet meer verdien, ons moet opgaar en ons moet dit bære en bymekaar maak. Maar God sê vir ons, hy seën ons eerder wanneer ons vrylik van ons tyd en ons krag en ons besittings wat hy vir ons gee uitdeel. So as ons gee, dan gee hy vir ons nog meer, sodat ons nog meer kan gee. En daarmee saam kry ons dan ook die regte perspektief wat jou aardse besittings eintlik is, nie. Dan besef jy dat die dinge wat jy het nooit regtig aan jou behoort nie, of aan jou behoort het nie, maar dat dit deur God vir jou gegee is, om te gebruik om ander mee te help en ander mee te seën. So as ons dan nou gee, is ons nie meer slawe van ons besittings nie, maar ons ontdek hierdie vreugde wat daaraan is om ander te help. En ons ontvang natuurlik daarmee saam die seën van die Here. Ek wil dit so 'n bietjie beter probeer verduidelik, ek hoop ek kry dit reg, deur die gelykenis in Matteus hoofstuk 25 daarmee saam te gebruik. Matteus 25 vers 14 tot 30, ek lees dit graag vir ons saam. Julle kan rustig saam luister en op julle eie tyd later lees as julle sou wou. Dit is die profetiese rede, die gelykenis van die muntstukke. Gaan ek gou vir ons lees. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee en vir 'n ander 2. En vir 'n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar sy geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het ek aan u toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n getroue en goeie slaaf. Oor min was jy getrou,
oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom maar weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Nou ja, hier sal baie preke en stories en oordenkings geskryf oor hierdie gelykenis. Ek wil vanaand dalk op so 'n manier met julle deel. Kom ons sê dan nou hierdie spreek uit die Ou Testament en hierdie gelykenis uit die Nuwe Testament dra eintlik maar een verwante boodskap, né? En dit gaan oor getrouheid en dit gaan oor verantwoordelikheid en dit gaan daaroor om seën vir ander te bring. So 'n paar ooreenkomste tussen hierdie tekste wat ons nog kan deel is in beide die teksgedeeltes word die persoon se gawes meer wanneer dit gebruik of weggegee word. In al twee die gedeeltes word die persoon wat die seën uitdeel ook geseën. En in albei kere vind daar persoonlike groei plaas wanneer iemand diensbaar is of goedhartig aan iemand anderste is, né? En dan ook in beide tekste leer ons dat God van ons verwag om wat hy vir ons gegee het te gebruik tot voordeel van ander. So God roep ons nie net om te ontvang nie, maar om te deel. In Spreuke 11:25 sien ons dat 'n lewe van gee en omgee lei tot 'n oorvloed en seën natuurlik, né? Nie net vir ander nie, maar natuurlik ook vir onsself. So wanneer jy iemand anders se dors les, of dit nou fisies of emosioneel of geestelik is, gebeur daar natuurlik iets bonatuurliks met jou. Jou eie dors word ook geles. En in die gelykenis gee Jesus 'n soortgelyke boodskap. Elkeen ontvang iets van waarde, en nie om dit weg te steek nie, maar om dit te gebruik, om dit te vermeerder, om ander daarmee te dien. En wanneer jy dan dit doen, word jy beloon met nog 'n groter en natuurlik meer verantwoordelikheid, né? Groter vreugde en meer verantwoordelikheid. So om van jou geld of jou besittings weg te gee, beteken dan ook natuurlik nie dat jy dadelik in oorvloed gaan terugontvang nie, né? Dit is nie hoe dit werk nie. Die Bybel leer ons in elk geval ook nie, dat as jy iets gee, dat jy dadelik iets gaan terugkry in besittings of in geld nie. Dis nie wat hier staan nie. Hierdie manier van gee is nie 'n ruiltransaksie nie. God is nie 'n kitsbank nie. Jy druk nie jou kaart in en tik 'n paar nommertjies en sê, gee geld, ek kort nie, né? Dis nie hoe dit werk nie. Die beginsel van Spreuke 11:25 gaan oor 'n leefwyse van gee. Dis nie 'n belofte dat jy onmiddellike materiële beloning gaan terugontvang nie. Die oorvloed wat God beloof, kan op baie ander maniere kom. Dit kom in maniere van vreugde en vrede en vriendskappe en invloedrykheid dalk en in wysheid en in jou karakter se bou en nie noodwendig in geld en in besittings nie. So hierdie konsep van terugkry nadat jy gegee het, kan ons dalk vergelyk met 'n oes en nie 'n vending masjien nie. Dis nie wat jy 'n paar muntstukke in 'n vending masjien gooi en jy druk die knoppie en die kou kom onderuit nie. Dit werk nie so nie. 'n Oes werk op 'n ander manier. Ons lees daarvan in Galasiërs 6 hoofstuk 9 Galasiërs 6 vers 9 staan: Moenie moeg word om goed te doen nie. Op die regte tyd sal jy die oes insamel as jy nie moed verloor nie. So om te gee en goedhartig te wees, werk soos om te saai. Jy plant nie vandag 'n mieliepit en môre staan daar 'n hele land vol ryp mielies nie, né? Jy koop ook nie vandag 'n skaapram en môre is jou kraal vol ooe en lammers nie. Dit werk nie so nie. Jy moet daai mieliepit water gee en jy moet hom kunsmis gee en jy moet tyd gee dat hy groei en jy moet hoop die son skyn. En dan moet jy natuurlik ook nie net een mieliepit plant nie, né? As jy 'n landery vol mieliepitte wil hê, moet jy 'n landery vol mieliepitte plant. En daai skaapram gaan nie van self aanteel nie. Jy moet hom kos en water gee en jy moet hom medisyne gee en jy moet vir hom 'n paar ooe gee natuurlik
om mee te teel, en dan moet jy vir hulle ook medisyne gee en vir hulle ook sorg. En dan dalk miskien volgende seisoen, is jy 'n paar lammers ryker. En dit vat tyd, en dit vat aanhou, en dit vat oor en oor. So hierdie goedhartigheid werk soos om te boer, soos om te oes en te plant, en om met skaap of beeste te boer. So om te gee, verander jou. Dit verander jouself. Dit verander nie noodwendig net jou omstandighede nie. Elke keer as jy iets gee, as dit nou tyd is, of hulp is, of aandag is, of net 'n oor om na te luister, dan bou jy jou karakter. Jy word 'n ander mens. Jy word minder selfsugtig, en jy word natuurlik dan meer soos Jesus. Dit is die ware oorvloed wat God gee. Hy gee vir jou 'n nuwe en 'n goeie hart, en 'n nuwe manier van lewe. Nie net 'n voller beursie nie, né? So gaan dink bietjie vanaand oor wat jy die afgelope tyd vir iemand gegee het, en hoe dit jou laat maak voel het. Is dit vir jou lekkerder om te gee, of is dit vir jou lekkerder om te ontvang? Gaan dink bietjie daaroor. Dis lekker om te ontvang, maak nie 'n fout nie, maar ou beleef soveel meer vrede en vreugde wanneer ou dit wat jy het met ander deel. Dit is eintlik 'n wonderlike ding. Ek en Suzette, my vrou, het al van vroeg af in ons huwelik of in ons verhouding 'n spreekwoord wat tussen ons twee werk. Dit sê so, you get what you give. As jy moeilikheid gee, dan gaan jy moeilikheid kry. Maar as jy liefde gee, dan gaan jy liefde kry. Een ding wat by ons so bietjie anders te werk is, as sy kos gee, dan kry ek skorrelgoed. So, maar dis nou maar net vir 'n grappie. So, my uitdaging vir jou is, my droom vir jou is, en my gebed is, gaan leef ook so, dan nou in jou verhouding met ander mense. Deel uit, en gee, en wees mededeelsaam, en wees goedhartig. En dan sal jy beleef hoe dat God vir jou teruggee. Want dit is wat hy vir ons sê. As ons mededeelsaam is en goedhartig is, dan gaan ons mettertyd dit terugkry, in liefde en vrede en vreugde, en al daai mooi goed wat ons net uit sy hand ontvang. Maar ek dink kom ons bid daarvoor, dat hy ons sal help. Ons heilige hemelse Here, wat 'n voorreg is dit, Here, om soveel goed uit u hand te ontvang. Soveel liefde, en soveel vreugde, en soveel vrede. Baie dankie daarvoor. Maar Here, gee dat ons dit nie vir onsself sal hou nie. Gee dat ons dit sal deel met die mense wat ons paaie kruis, met ons gesinne, met ons geliefdes, selfs met vreemde mense, dat ons u liefde met hulle sal deel. Want u het gesê ons moet. En hoe meer ons uitdeel, hoe meer plek het ons om te ontvang. En baie dankie daarvoor, Here. Baie dankie vir die heel grootste geskenk wat u vir ons gegee het, dat u seun Jesus vir ons op die kruis gesterf het, sodat ons as verloste mense kan leef. Gee dat ons dit met die wêreld sal deel, en dat die wêreld sal weet, u is God, en u is groot, en u is lief vir almal. Baie dankie dat ons dit van u kan bid, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê julle, ek hoop julle het 'n geseënde week, en dan gesels ons weer binnekort. Groete daar.